Goeiemôre, dis Woensdag, dis 11 Februarie, Dirk wat met u gesels. In 2013 was die sekondêre skool Walmer, net buite die Kaapse middestad, se slaagsyfer vir die matriek-eindeksamen slegs 50%. Die onderwysers het besef dat as hulle nie iets daadwerkliks doen nie, die skool teen 'n afdraande pad was. Een van die onderwysers, Nandipa Mwezu, kom toe met 'n vreemde voorstel na vore. Elke nou en dan het sy een van die matriekleerders voor in haar klas op 'n stoel laat sit. Vir die volgende halfuur moes die res van die klas daardie leerder opbou met komplimente. Nandipa vertel dat sy besef het dat baie van die leerders in die klas nie die soort ondersteuning by hulle huise kry nie. Sy wou 'n ruimte daarvoor skep. Groot was die personeel van die sekondêre skool Walmer se verbasing toe hulle slaagsyfer van matrikulante in 2014 van 50 na 88% styg. In 2015 was die slaagsyfer 91,5%. Die prestasie het veroorsaak dat die Wes-Kaapse Onderwysdepartement die skool vereer het met 'n toekenning vir die grootste verbetering in sy slaagsyfer sedert 2013. Besef ons dat ons met ons woorde groot impak maak. Ons kan mense letterlik opbou of afbreek. Dis wat Spreuke 18 vers 21 beteken. Lewe en dood is in die mag van die tong. Dit beteken geensins dat ons woorde magiese kragte het, waar ons net lewe of kwaad kan spreek en skielik gebeur dit soos wat baie mense dink nie. Beslis is dit nie wat die teks beteken nie. Dit sou die wêreld mos baie makliker gemaak het as dit so was. Ons spreek maar net lewe en alle goeie dinge gebeur. In Esegiel 37 wys God vir Esegiel 'n vallei met droë bene wat Israel se geestelike toestand geïllustreer het. Dan gee hy die opdrag aan Esegiel: profeteer oor hierdie bene en sê vir hulle: dorbene, hoor die woord van die Here. So spreek die Here tot hierdie bene. Kyk, ek bring gees in hulle, sodat julle lewendig kan word. Esegiel het God se opdrag gehoorsaam en verstom gestaan en kyk hoe die dor mensbene bymekaar kom, vel oorkry en God sy gees in hulle blaas om lewend te word. In ons lewens kom ons gereeld mense teë, wat maar ook van tyd tot tyd voel soos hierdie Arias met hulle droë dor bene. Dit kan wees 'n geliefde wat sukkel met 'n verslawing of skuld wat ophoop, of 'n huwelik sonder eenheid, 'n uitdagende werkplek of werkloosheid, of 'n negatiewe doktersverslag, of 'n kind sonder selfvertroue. God beveel ons egter om soos Esegiel positiewe insprake te lewer in so 'n persoon se lewe, om opbouend eerder as afbreekend teenoor so 'n persoon te praat. Met ons woorde bou ons op of ons breek verder af. Kom ons kies vandag om opbouend met mense te praat en oor mense te praat eerder as om afbreekend te wees en kritiseer, want in hierdie opsig lê daar mag in ons tong. Vader, ons vra in Jesus naam dat U 'n wag voor ons monde sal plaas en ons sal help om doelbewus positief te praat en weg te bly van negatiewe dinge. Ons vra dit in Jesus naam. Amen.